Baie welkom by Gemeente Sonder Grense. Hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal en ek wil baie graag hê dat jy sal subscribe en like. Dit help ons geweldig baie. Ons gaan voort met ons reeks uit Timoteus. En vandag is ons by deel 7 en ons tema is This is the way. Regtig? Nou ek is seker van julle het al Star Wars gekyk. En sommige van julle is waarskynlik Star Wars aanhangers. Maar dan het jy seker ook al die Mandalorian reeks gekyk. Ek het maar so saam met die kinders die goed begin kyk. Jy weet, ek het lang terug reeds vasgehaak by Star Trek en Captain Kirk en daai ouens. Terwyl ek die episodes van die Mandalorian gekyk het ek iets opgemerk wat my aan die Bybel laat dink het. Hulle het van tyd tot tyd gesê, This is the way. En soms het hulle sommer so in 'n koor geantwoord, This is the way. Kyk gou so 'n stukkie van 'n video hiervan. All right, kid. You ready for an adventure? You have removed your helmet. You are no longer Mandalorian. Redemption is no longer possible since the destruction of our homeworld. Safe travels. Reserve some for the foundlings. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. The Mandalorian original series now available. Soos ek sê, dit het my aan die Bybel laat dink. Nog voordat die gelowiges, Christene genoem is hulle die mense van die weg genoem. Lukas praat in Handelinge 6 maal van die weg. In Handelinge 9 vers 2, Handelinge 19 vers 9, en dan miskien kan ek net vir jou lees Handelinge 19 vers 23. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Dit was nou 'n opskudding by die tempel van Artemis in Efese, waar waar Paulus die weg verkondig het. En die Artemis-aanbidders baie ontsteld geraak het daaroor. Dit was vir hulle 'n groot bedreiging. En dis baie relevant vir die konteks van hierdie gedeelte ook. Maar ook in Handelinge 22 vers 4 sê Paulus, hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe. En manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee. In Handelinge 24 vers 14 lees ons, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete opgeskrywe is. Ook in hoofstuk 24 vers 22 lees ons dat Felix goed bekend was met die weg. Handelinge noem die weg van verlossing, die weg van die Here en die weg van God. Petrus noem dit die weg van die waarheid en die weg van geregtigheid. Paulus noem dit ook in Romeine 3, die weg van vrede. Lukas en Paulus en Petrus het die weg geken. Maar ken jy die weg? Weet jy wat die weg behels? Kan jy vir mense die weg wys? Ken jy die verskil tussen the way of the Mandalorian en the way of Christ? Ongelukkig is daar vandag baie mense wat dink dat hulle die weg ken. Hulle sal sê dat daar verskillende weë of paaie is om by God uit te kom. Sommige van hulle sal redeneer dat daar net een weg is. Maar as jy uitvra oor wat dit behels, het hulle 'n stel reëls en regulasies waaraan voldoen moet word om op hierdie weg te bly. Wat is regtig hierdie weg? Hoe kom 'n mens op die weg? En wat is die implikasies om 'n person of the way te wees?
Paulus skryf aan Timoteus in hoofstuk 2 vanaf vers 5. Daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar om die heidenasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. Hierdie gedeelte is baie dieper as wat die meeste mense dink. Dit lei egter tot baie ingewikkelde teologiese vrae, waarop ons nie eintlik vandag wil ingaan nie. Ek dink nie dit was Paulus se bedoeling, dat ons hieroor moet debatteer nie. Maar dit het al, tesame met baie ander soortgelyke teksgedeeltes, groot verdeeldheid veroorsaak. Een groot vraag wat ontstaan is, vir wie het Jesus gesterf? Die meeste mense sal waarskynlik antwoord, vir alle mense natuurlik. Sommige sal antwoord, nee, nie vir alle mense nie, maar net vir die uitverkorenes het Jesus gesterf. Ander mense sal dan reageer en sê, daar staan spesifiek alle mense. En in ander dele staan daar, hy het die wêreld lief gehad. Dit sluit tog alle mense en elke individu in. Maar dan sal daar weer sommige ander mense antwoord en sê, die woord wêreld beteken nie altyd elke individu nie. En almal en alle beteken ook nie altyd elke individu nie. En weet wat, hulle is reg. Ek kan vir jou lyste versies gee waar wêreld en almal nie alle individue beteken nie. Maar vandag wil ek nie hê dat hierdie gedeelte ons moet verdeel nie, maar moet saambind. Wat wil Paulus hê moet ons verstaan? Moet ons vir alle mense bid? Beslis. Ek dink nie dit sluit enige enkele persoon uit nie. Selfs al is jy oortuig daarvan, dat Jesus effektief net vir sy skape, die uitverkorenes, plaasvervangend gesterf het, beteken dit, jy moet nog steeds vir almal bid. Want jy weet nie wie die uitverkorenes is nie. Jy weet nie wie sy potensiële skape is nie. Maar hoekom sonder hy konings uit, en almal wat gesag uitoefen in die begin van hierdie gedeelte, wanneer hy sê ons moet vir hulle bid? En hoekom eindig hy met die feit dat hy geroep is om die evangelie aan heidenasies te verkondig? Jy sien, daar was in die stad Efese geweldige ryk mense, en net die rykes en invloedrykes kon bekostig om die feeste ter ere van die godin Artemis te borg. Die vroue was meestal daarby betrokke. Van die ryk vroue het die beeld van Artemis versier, met kosbare edelstene en ander artikels, en hulle het hulle self ook opgemaak om soos Artemis te lyk. Hulle was die elite in die oë van Artemis en haar volgelinge. Maar van hulle ontdek die waarheid. Hulle ontdek die weg. En ongelukkig word sommige van hierdie gebruike ook dan nou oorgedra in die kerk. Maar ons gaan later weer daarby uitkom. Maar ook die bekeerlinge uit die Jodendom het dikwels geglo dat die Messias net vir die Jode gekom het. Om dan deur hulle Messias gered te word, moet jy eers 'n Jood word. Maar Paulus leer vir ons dat konings en slawe voor God gelyk is. Dat ryk en arm gelyk is. Dat Jood en nie Jood gelyk is. En luister, dat man en vrou gelyk is. Jesus het nie net vir die Jode gekom nie. Hy het Paulus selfs gestuur na die heidenasies, nie om van hulle Jode te maak nie, maar volgelinge van die weg. Wanneer ons nou in vers 6 lees, hy het homself as losprys vir almal gegee, beteken dit nie vir elke individu nie, want dit sal beteken dat elke mens gered sal word en lei uiteindelik tot universalisme. Julle weet wat dit is, nie? Die oortuiging dat alle mense uiteindelik gered sal word. Dis nie wat Jesus leer nie.
Maar vir wie het hy dan die losprys betaal? In Johannes 3 vers 16 lees ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Word elke individu in die wêreld gered? Nee, want Jesus sê self dat baie verlore sal gaan. Wie word dan gered? Ons lees, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. As ons nou niks verstaan van die ingewikkelde teologie agter hierdie versies nie, dan is die belangrikste dat ons twee dinge sal weet. Dat ons vir alle mense moet bid en dat alle mense die evangelie moet hoor. En die tweede ding is, dat ons die weg moet ken en die weg moet kan wys. So, wat is die weg? Die Mandalorians sê, this is the way. Die Christene sê, he is the way. Hier is een van die groot verskille tussen the way of the Mandalorian en the way of Christ. Vir die Mandalorians is dit reëls en regulasies. Jy mag nie jou helm afhaal nie. Jy moet vir weeskinders sorg. Vir die Christene is dit 'n persoon. Die middelaar, Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die enigste weg tot die Vader. Vir almal. Vir konings en slawe. Vir rykes en armes. Vir Jode en heidene. Vir mans en vroue is daar een middelaar, die mens Jesus Christus. Ja, vir alle groepe mense is daar een middelaar. Maar dan lees ons die mens Jesus Christus. In hierdie versie kry ons weer eens die leer van Jesus se inkarnasie, sy menswording. Nou, hoekom is dit belangrik om hom die mens te noem? Want God kan nie 'n middelaar wees nie. Hy is totaal anders as ons mense. Dis die mens wat gesondig het en daarom kan alleen 'n mens betaal vir die oortreding. God wou betaal vir ons oortreding, want ons as mense kan nie, as gevolg van ons sonde. Dis alleen 'n volmaakte persoon met geen sonde van sy eie wat 'n middelaar kan wees nie. En omdat God alleen dit kan doen, is daar net een manier om dit te doen. En dit is om self mens te word. God moes mens word, om ten volle met die mens te kan identifiseer. Hy is onderwerp aan dieselfde liggaam, dieselfde omstandighede, dieselfde versoekings as alle mense. En daarom kan hy ten volle medelee hê met ons mense. Hy identifiseer met ons pyn. Hy neem selfs ons sonde op hom. Hy wat geen sonde gehad het nie, word 'n sondaar, omdat ons sonde op hom gelaai word. En hy betaal daarvoor. En hy tree as mens in vir ons by God. Hy vat ons aan die hand en hy vat God se hand aan die ander kant en hy bring ons by mekaar. Hy maak die gebroke verhouding weer reg. Dit is wat hy vir elkeen van ons wat glo gedoen het. Hy word vir ons wat glo die weg tot die Vader, tot versoening met die Vader, tot geregtigheid en tot vrede met die Vader. Jesus is die weg. Ons is people of the way. Of dan anders gestel, ons is Jesus people. Ek wil vandag by jou hoor, watter weg volg jy? Die weg van die Mandalore of die weg van Christus? En ek is seker, almal van julle wil eerder die weg van Christus volg as die van die Mandalorian. Maar die weg van die Mandalore is die weg van wette en reëls. Jy mag nie jou helm verwyder nie. Niemand mag jou gesig sien nie. Jy moet vir weeskindertjies sorg. This is the way.
As jy dink dat die besnydenis nodig is om 'n kind van die weg te wees, is jy niks anderster as 'n Mandalorian nie. As jy dink dat die onderhouding van die Sabbat van jou 'n kind van die weg sal maak, dan is jy 'n Mandalorian. As jy glo dat die vuur van die ou Joodse feeste jou 'n volgeling van die weg van Christus sal maak, is jy maar net nog 'n Mandalorian. Dit is belangrik om vir weeskinders en vir weduwees en armes en siekes te sorg. Maar as jy dink dat dit jou deel van die people of the way sal maak, dan is jy nog steeds 'n Mandalorian. As jy van mening is dat jou 10de, wat jy gereeld in die kerk se rekening oorbetaal, jou die reg gee om jouself 'n kind van die weg te noem, dan is jy nog steeds net 'n armoedige Mandalorian. 'n tweede groot verskil tussen the way of the Mandalore en die weg van Christus is dat die Mandalorian fiksie is. 'n mensgemaakte storie, terwyl Jesus 'n werklike historiese figuur was. Dit wat ons leer oor God en oor Jesus is so fenomenaal groots, dat ons vir geen oomblik kan twyfel dat mense nie so 'n storie kan fabriseer nie. Jesus is werklik die weg van Jesus, is inderdaad die weg van die waarheid. So my liewe vriende, watter weg volg jy vandag? As jy die ware weg wil volg, laat staan die godsdienstige reëls en gryp die persoon van Jesus Christus aan. Plaas jou vertroue in die mens, Jesus Christus, om die volle losprys vir jou te betaal, en laat los jou eie vermoëns, jou eie geregtigheid, jou eie reëls. Volg Jesus, want hy het alles vir jou gedoen, sodat jy volkome sy volgeling kan wees. Daar is net een middelaar. Daar is geen ander weg, geen ander godsdiens, wat vir enige mens die pad, die weg na die Vader kan wees nie. Baie van julle beleef al vir jare hoe hy jou lei, hoe hy vir jou voorsien, hoe hy jou beskerm en bevry. En ek is seker daar is vandag van julle wat sulke stories het. En dan wil ek by jou beklemtoon, kom by 'n gemeente uit, waar jy dit met medegelowiges kan deel. Hulle het jy nodig om jou storie te hoor. Hulle het nodig om bemoedig te word deur jou storie. Ons het almal mekaar se versterking nodig in ons geloof. Mag die Here ook jou storie gebruik om ander mense kragtig aan te raak. Amen.